Goeiemôre, liewe familie en vriende. Ons is vandag hier saam om afskeid te neem van oom Wimpie van der Walt. 'n geliefde pa, 'n oupa, 'n broer, 'n familielid en 'n vriend. 'n man wat diep spore gelaat het in die lewens van die mense rondom hom. Vandag is 'n dag van hartseer, maar dit is ook 'n dag van dankbaarheid. Ons kom om te onthou, ons kom om vir God dankie te sê vir oom Wimpie se lewe, vir wie hy was en vir alles wat hy vir die mense om hom beteken het. En te midde van ons swaar kry en ons hartseer, weet ons dat die hoop wat ons in Christus het, ons oortuig dat die dood nooit die laaste woord het nie. Maar dat deur die dood ook vir ons die weg na die ewige lewe voorberei is. Ek wil graag vir elkeen van julle welkom sê by hierdie geleentheid. In die besonder wil ek oom Wimpie se nabye familie verwelkom. Sy 3 dogters, Estel en haar man François, saam met hulle kinders Michael, Michaela en Esmay. Dan ook Elaine en haar lewensmaat Piet, Yvette en Dirk Enes, saam met hulle 2 kinders Joshua en Caroline. Estel, Elaine en Yvette, ons dink in die besonder aan julle vandag. Julle het in hierdie afgelope jaar al so baie verloor. In Desember verlede jaar moes julle geliefde mamma groet, sterk en 'n gelowige vrou, wat julle met liefde en met deernis groot gemaak het. En nou slegs 10 maande later, het julle ook 'n pa verloor. 'n Pa wat met soveel moed en liefde aangegaan het na julle ma se afsterwe. 'n Pa wat ten spyte van sy eie hartseer en sy stryd en sy siekte, steeds 'n positiewe lewensuitskouing behou het. En daarom sê ons vandag vir julle baie sterkte. Om 2 sulke groot stukke van jou lewe in so kort tyd te moet groet. Op ons eie krag gaan ons nooit staande bly nie. En juist daarom weet ons dat die Here ook by ons is. En mag dit ook julle gebed wees dat hy julle met sy krag en met sy vrede verder sal dra. Ek wil dan ook 'n spesiale woord van welkom rig aan oom Wimpie se susters en hulle gesinne. Tannie Bokkie en oom Hannes, tannie Maritjie en oom Rudy en ook tannie Susan. Julle het 'n broer verloor, iemand wat deel was van julle lewe van kleins af. En julle deel herinneringe met mekaar wat niemand anders het nie. En dis daardie herinneringe wat so kosbaar is. Mag God ook julle troos en julle harte vul met sy vrede. En dan wil ek ook graag oom Wimpie se skootsusters en sy swaars welkom heet, dan die Lizette en oom Delon, dan die Wilma en oom Johan, dan ook dan die Hermie. Ons dink ook aan julle. Julle het nie net 'n swaar verloor nie, maar ook nie lank gelede nie julle eie suster. Saam met hierdie gesin het julle 'n klomp goed deurgegaan. Mag die Here ook julle vertroos en julle bystaan. En dan aan elkeen van julle wat vandag hier is. Familie, vriende, bure, kollegas. Elkeen wat gekom het om saam te kom afskeid neem. Saam te kom onthou. Wanneer 'n mens se hart gebreek is, beteken dit die wêreld om te weet dat jy nie alleen is nie. Om te weet daar is mense wat omgee, wat saam dra en saam treur, en die feit dat jy vanoggend hier is, wys ook hoeveel oom Wimpie vir elkeen van julle beteken. Ons bid ook vir julle. Nou die apostel Paulus skryf vreeslike bemoedigende woorde vir die gemeente in Korinthe, 'n gemeente wat hy gestig het en 'n gemeente waarvoor hy self baie lief was.
En hierdie gemeente beleef angs en hartseer. Daar's mense wat deel is van die gemeente wat skielik doodgaan. En dit is nie wat hulle verwag het nie. Hulle het gewag op 'n wonderlike nuwe bedeling. Hulle het vir Jesus gewag en gewag dat hy moet terugkom. Maar nou gaan mense dood. En dis nie in hulle verwagting dat mense moet doodgaan nie. En in baie opsigte voel ons ook dalk so vanoggend. Ons harte is swaar want ook hierdie stuk seer maak nie vir ons sin nie. Dit voel onregverdig. Dit voel vroeg. En ons sit hier met vrae waarop daar nie eenvoudige antwoorde is nie. Met 'n pyn wat nie weggepraat kan word nie. Maar dan skryf Paulus vir hierdie gemeente en hy troos hulle nie met maklike en eenvoudige antwoorde nie, maar met ware troos. Hy sien die mens vir wat die mens is, 'n nietige, verganklike, brose skepsel, wat maar net vir 'n tyd hier op aarde is. Maar dit is iets wat hom nie swartgallig en negatief maak nie. Hy skryf vir hulle in 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. En dan in die verse net hierna sê hy, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. En ek hoop, jy hoor ook in hierdie woorde van Paulus, hoe hy die beeld van 'n aardse tent gebruik, 'n tydelike struktuur, om ons lewe hier op aarde te beskryf. Hy sê, ons lewe hier op aarde is hoogstens tydelik en ook dit gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat God vir ons in bewaring hou. 'n Vaste gebou. Ook vir ons. As kinders van God is daar plek in die Vaderhuis met sy baie wonings. Paulus maak nie die pyn minder nie, maar hy erken die broosheid. Hy weet hoe swaar dit is om te tree. Maar hy herinner ons dat wat ons nou sien en dit wat ons nou voel en wat ons nou ervaar, dis nie die hele prentjie nie. Daar's meer. Daar is 'n heerlikheid wat wag, 'n woning wat nie afgebreek kan word nie. En Jesus self herinner ons aan daardie belofte. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. So ja, dit is so dat ons vandag hier met gebroke harte sit. Dit is so dat ons hier is, dat ons tree, dat ons 'n verlies beleef. Maar ons troos is dat ons nie alleen hoef te tree nie. Buiten vir geliefdes wat ons bystaan, is die Here ook by ons, om ons met sy vrede te troos. Namens myself en 'n onverwagte gemeente waar ek predikant is, wil ons graag vir hierdie familie nie besonder baie sterkte sê. Ons huil saam met julle. Ons harte is gebreek saam met julle. En ons bid vir julle elkeen baie sterkte doen. Mag dit ons gebed wees dat ons vanoggend nie hier uit mekaar uitgaan sonder die Here se vrede nie. Nou familie en vriende, voordat ons dan met die diens begin, wil ek graag hê dat ons vir 'n paar oomblikke stil moet word. Ons gaan saam 'n stil gebed doen. En dan as die orgel begin speel, dan staan ons almal en dan sing ons 'n toetrede lied, Psalm 23, net soos 'n herder, dis verhouding 1, en daarna kan jy bly staan vir die fotum en die seëngroet, en dan na die seëngroet kan jy weer die sitplekke inneem.
Ons begin nou met 'n stil gebed en ons antwoord met 'n toetredende lied waarna ons bly staan. Kom ons sit net so, dan rig ons gedagtes tot die Here en dan bid ons ook saam. Jeremia 29 lees ons: Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en dan, as julle my wil ken, dan sal julle met julle hele hart daarna vra. Familie en vriende, ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam van die God wat hemel en aarde geskape het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. En juist daarom word hy gegroet met die woorde: genade, barmhartigheid en vrede
van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, nou en vir altyd, met die wete, want sy liefde is daar geen einde nie. Amen. Baie dankie. Familie en vriende, die dood bly vir elkeen van ons 'n hartseer realiteit. Dit is so dat daar reg oor die wêreld elke dag 'n klomp mense sterf, maar omdat dit die dood van vreemde mense is, raak dit ons nie op so 'n direkte manier aan nie. Maar wanneer ons die realiteit van die dood naby ons beleef, dan beleef ons dit met 'n ander stuk intensiteit. Die nuus dat iemand naby aan ons skielik sterf, dit is genoeg om eintlik jou lewe tot stilstand te ruk. Dit is as te ware asof die mat onder jou voete uitgeruk word en jou lewe gaan staan stil. En tog besef ek dat elke mens op 'n unieke manier rou en hartseer beleef. Ons almal dra hartseer anderste. Ons almal hanteer die emosies wat saam met dit kom op verskillende maniere. Maar die Here ken ons harte. En hy ken ons seer en hy sien elke traan en elke gedagte hoor hy ook. Tog te midde van ons hartseer en te midde van die verlies, moet ons mekaar sê dat hier vanoggend baie meer as net een emosie te sprake is. Ja, natuurlik is daar die hartseer en die verlies. Soms ook die vrae en die worsteling en die gevoel van leegheid wat hier binne in 'n mens draai. Maar tegelykertyd is daar ook 'n stuk dankbaarheid. Dankbaarheid vir 'n mooi en 'n goeie lewe. Daar is 'n gevoel van die lewe wat nou skielik anders te lyk. Dat daar 'n stem altyd was en skielik nie meer is nie. Voortaan sal daar altyd 'n leë plek aan die tafel wees. Maar terselfdertyd kan 'n mens in jou hart weer terugkyk ook na die mooi en die goed en die kosbare herinnerings. Dalk is daar 'n gevoel van dankbaarheid vir die manier hoe oom Wimpie sy lewe geleef het en ook hoe hy volhard het tot op die einde. Dalk is daar selfs 'n stuk dankbaarheid dat die seer en die swaar nou verby is. En dis met al daardie emosies wat ons hier by mekaar is en as jy is in tye soos hierdie waar ons kwesbaar voel, tye waar ons nie weerstand het nie, dat daar maar net een plek is waar ons kan troos vind en dit is by die Here self. En juist daarom is 'n geleentheid soos hierdie dan ook die perfekte geleentheid om onsself tot die woord van die Here te rig, om vir die Here te vra om hier deur sy Gees by ons te wees. Want hy is van ewigheid tot ewigheid God. En sy getrouheid verander nie. En sy genade dra ons in 'n tyd soos hierdie. En juist daarom wil ek vir ons nou voortgaan in gebed, wetende dat God ons bron van krag en ons troos is. En daarna lees ons dan saam uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons liefdevolle Here en Hemelvader, Here, U is vir ons 'n verlosser en 'n raadsman, 'n redder, 'n vors van vrede. Ons kom vandag bidend na U toe met 'n diepe verlange in ons harte. Terwyl ons hier saam is as familie en vriende, o Here, U is 'n groot en 'n goeie God en aan U liefde is daar geen einde nie. Van waar die son opkom elke oggend tot waar dit ondergaan elke aand. Van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide, verkondig die skepping U lof. Roep die hemelliggame uit, groot is God.
En aan U, ons Here, al die lof en al die aanbidding, al die dank en al die eer. Ook nou wanneer die skaduwee van die dood hier oor ons lewens kom val het. O Here, ons vra dat U ook nou by ons sal wees en ons sal troos met U liefde en met U genade. Want o Here, ons harte is seer oor die groot verlies van Wimpie. Die afsterwe van Wimpie, 'n geliefde pa en 'n oupa, 'n broer, 'n swaar, 'n vriend, 'n vertroueling. Dit laat hierdie geweldige groot leemte ook in ons lewens. En ons verlang na sy liefde en sy wysheid en sy teenwoordigheid. Here, ons moet erken dat ons worstel om ook sin te maak van die hartseer en die seer in ons eie lewens. In ons menslike swakheid het ons soveel vrae, soveel hoekoms oor die seer wat ons hier beleef. En ons kom bely vandag dat ook hierdie iets is wat ons na U toe kan bring. U is die God wat lewe gee. U is die God wat sorg en seën. U is die God wat teenwoordig is. Teenwoordig is nie net in die maklike en die goeie dele van die lewe nie, maar wat veral teenwoordig is daar waar ons nie weet hoe vorentoe nie. O Here, dankie dat U krag gegee het, gesorg het in elke oomblik van Wimpie se lewe tot op die einde. Dankie dat U by hom was. En dankie dat U ook nou vanoggend hier by ons is. O Here, ons gaan nou uit U woord lees. Ons het die wysheid en die leiding nodig. Praat met ons, vertroos ons, gee ons hoop. Mag die woorde wat hier vanoggend verkondig word, uiteindelik U wees wat self aan die woord kom. En mag U self ons harte kom aanraak en ons nader aan U bring. Gee ons die genade om te rou, maar ook die geloof om te bly hoop. Ons vertrou op U, ons rots en ons verlosser. Ons bring al ons gebede in die mooi en die heilige naam van Jesus Christus. Hy wat eerste uit die dood het opgestaan het en wat lewe. Amen. Nou familie en vriende, dit is so dat elke mens, ongeag wie hy is, ongeag hoe oud hy is, elke mens se lewe word op 2 datums op 'n kalender begrens. Jou geboortedatum en jou sterfdatum. As 'n mens deur 'n begrafplaas loop, soos wat ons bietjie later sal doen, dan sal jy dit op byna elke grafsteen sien. Die persoon se naam, sy of haar geboortedatum en sy of haar sterfdatum. Dit is onafwendbaar. Dit is die realiteit van hierdie lewe. Elke mens se lewe word deur 2 datums begrens. En vanoggend het ons dit ook gesien op hierdie begrafnisbriefie. Gebore op Saterdag, die 27ste April 1956 en oorlede op Sondag, die 12de Oktober 2025. Daar staan dit, wit op swart. En dit is die harde werklikheid van ons menswees. En tog is dit so dat elke jaar, wat jy aan die einde van die jaar die kalender kan oorslaan na die volgende jaar toe, is jy ook onafwendbaar besig om nader aan jou eie dood te beweeg. En daarom moet ons vir mekaar sê dat die dood deel is van hierdie lewe. Dit is inteendeel so deel van hierdie lewe soos die geboorte van 'n kind. Tog is die dood dikwels vir ons die swaarder en moeiliker deel van die lewe. Want saam met dit gaan daar hartseer en verlies gepaard. En op 'n geleentheid soos hierdie moet ons met mekaar praat oor die dood. En kom ons wees maar eerlik, ons praat nie graag oor die dood nie.
Die dood is daardie onderwerp wat ons heel gemaklik vermy. Maar tog is dit presies wat ons hier bymekaar gebring het vanoggend. Maar as ons dan met mekaar oor die dood moet praat, dan moet ons ook daarna vanuit die Bybel gaan kyk. En as ons daaroor praat, dan praat ons nie net oor die dood van oom Wim nie, maar ons praat ook van ons eie dood wat op ons wag eendag. Want ook die dood is vir ons 'n realiteit. Ook is dit 'n afspraak wat nie ek of jy sal mis nie. En juist daarom lees ons onder andere in die boek Prediker, vers 1 en 2, die ongemaklike maar ware woorde wat sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, daar is 'n tyd om te sterf. Dit is die verloop van die lewe. Dit is die realiteit. Dit is hoe dit werk. So, dink net vir 'n oomblik, as jy, soos jy hier sit, 'n definisie moet gee van die dood, wat sou dit wees? Sou 'n mens oor die dood kon praat in enige manier behalwe in negatiewe terme? Ek bedoel die dood is immers vir baie mense hierdie groot finaal van die lewe. Die einde van die pad. Daardie finale stopteken wat vir jou wag. Hierdie vaste muur aan die einde van 'n straat. En jy weet, jy kan nie daardeur kom nie. Daar's nie deurkom kans nie, daar's nie omdraai kans nie. Die dood is dikwels vir ons soos die punt van die einde van 'n sin, of dalk eerder die punt aan die einde van die laaste paragraaf van die laaste bladsy van jou lewensboek. En in baie mense se oë is daar nie veel meer sin om dan verder oor hierdie boek te praat nie. En daarom kan 'n mens maar dan sê, vlyt, my storie is uit. Dit is hoe baie mense oor die dood dink. Maar dit gaan nog selfs verder. Die dood is vir ons ook 'n skeiding. Dit bring afstand tussen die bekende, tussen dit wat ons altyd hier naby ons gehad het, en jy skielik 'n stuk leegheid. Met die dood word ons geskei van dit wat ons voor lief is. So die dood is dikwels vir ons hierdie swaar realiteit. En dieselfde Prediker wat net nou gesê het, daar is 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe. Hy beskryf die dood dan as 'n silwerdraad wat afgeknip word, of 'n kruik wat val en stukkend breek. En dit is hoe die dood dikwels vir ons elkeen voel. So ontsettend finaal. Hierdie afskeid, hierdie skeiding. Dat ons nie weer kan teruggaan na hoe dit altyd was nie. Maar vanoggend as ons dan na die Bybel toe gaan, dan moet ons vra, maar is dit die Bybelse boodskap oor die dood? En wat sê die Bybel en in die besonder die Nuwe Testament oor die dood? En om daarna te kyk, gaan ons dan spesifiek Johannes 20, vers 11 tot 18 saam lees. Dit is 'n vertelling van 'n klompie mense wat die dood van iemand naby hulle beleef het. En om dit dan nog erger te maak, beleef hulle dat sy liggaam uit 'n graf weggeneem is. En as ons dan hierdie mense ontmoet, dan is hulle besig om te huil. Want hulle is getref deur die absolute finaliteit van die dood. Johannes 20, daarvan vers 11 af. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, en waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar,
mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dit is hy nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God wat ook julle God is. Maria Magdalena het toegegaan en dit vir die disippels gaan sê. Sy het gesê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Liewe familie en vriende, dit is die woord van die Here. Gelukkig is elke mens wat dit hoor, elke mens wat as die woord van die Here erken en glo en wat ook kies om daarvolgens te lewe. Amen. Nou in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons dat Maria hier op die toneel is. En 2 keer word sy gevra, mevrou, waarom huil jy? Mevrou, waarom huil jy? Sy beleef sekere intense emosies. En ek dink, julle as naby familie kan dit goed verstaan. Sy het haar leermeester verloor, haar steunpilaar, haar hoop. En dit voel vir Maria of haar lewe letterlik uitmekaar uitval. En te midde van al hierdie emosies, ontmoet sy dan die opgestane Here, Jesus self. Hy wat dood was, kom staan daar by haar, en noem haar op haar naam. En dadelik spreek sy hom aan, op die gewone manier, die manier wat sy het altyd gedoen het. Sy sê vir hom, Rabboni, my leermeester. En in hierdie oomblik besef 'n mens dat Maria eintlik net wil teruggaan na 'n paar dae van tevore toe. Hier is Jesus weer en hy's terug en hy kan weer sy rol en plek in haar lewe inneem, soos wat hy altyd gedoen het. Maar dan kom Jesus en hy sê dadelik vir haar, moet my nie vashou nie. Moet my nie aan hierdie wêreld en die dinge van hierdie wêreld vasmaak nie. Want ek is op pad hemel toe. En daar is my plek nou. En daar moet ek my nuwe rol gaan vervul. En dalk is dit so dat hierdie woorde met die eerste hoorslag vir ons hart klink, amper asof Jesus onsensitief is met Maria se hartseer. Maar dit is nie sy bedoeling nie. Daardie woorde van Jesus wys vir Maria Magdalena en ook vir ons dat daar vir die gelowige oneindig meer is as net hierdie lewe. Oneindig meer is as net dit wat hier op aarde gebeur. Jesus ego in 'n sekere sin die waarheid wat reeds vasgelê is in die Ou Testament. In daardie selfde boek Prediker lees ons raak hoe die prediker sê, daar is 'n tyd vir alles. Ja, hier op aarde is daar 'n tyd vir 'n klomp dinge. Daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe. En dan sê hy, nadat hy hierdie lysie van al die normale goed wat ons aardse lewe vul, na daardie lysie kom hy en hy sê dat God elke ding gemaak het, dat dit pas op 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens die besef gegee van die onbepaalde tyd. En tog kan 'n mens die werk van God van begin tot einde nie verstaan nie.
En die bedoeling van die prediker, en dit wat Jesus het as te ware echo, is om het duidelik te maak dat daar meer is as hierdie lewe. Meer is as dit wat ons hier elke dag beleef. Natuurlik is daar 'n tyd om gebore te word. En natuurlik is daar 'n tyd om te sterwe. En vir oom Wimpie was dit hierdie 2 datums. Maar ook vir hom was daar tussen hierdie 2 datums 'n magdom gebeure. Goeie dinge, mooi dinge, wat die tyd tussen geboorte en sterwe gevul het. Gebeure en mense wat vir hom 'n goeie en 'n vol lewe gegee het. 'n Lewe waar hy met sy groot karakter en sy ongelooflike ywer geleef het. 'n Lewe waar hy met al 2 voete vas op die aarde geleef het. In verwondering oor hierdie skepping wat God gemaak het. Die natuur, die veld, die stilte van die bosveld. En 'n lewe waar hy ook die mense om hom se lewens geraak het. 'n Lewe van humor, 'n lewe van warmte, 'n lewe van gasvryheid waar daar kos en liefde in oormaat was. Maar nou kom die prediker en hy sê, daar is al daardie dinge, maar daar is ook meer. God het ons gemaak om te besef dat daar ook 'n onbepaalde tyd is. Dat daar 'n tyd kom wat vir ewig sal aanhou. En as Jesus vir Maria sê om nie vas te hou nie, om hom nie langer vas te bind aan hierdie wêreld nie, dan sê hy in wese dieselfde vir haar. Maria, ja, daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe en daar wonderlike dinge tussen dit gebeur. Maar daar is meer. Daar is die hemel en daar is die ewigheid. En hy wil Maria se oë daarvoor oopmaak, dat hy op pad is hemel toe, om ook vir haar en sy volgelinge, en ook vir ons, 'n plek daar te gaan voorberei. En hierdie waarheid is nie net waar van Jesus of van die prediker nie, want net soos wat Jesus nie aan die aarde vasgemaak kan of mag word nie, net so moet ons as gelowige mense onsself ook nie so vasleef aan hierdie aarde, so asof dit die begin en die einde van alles is nie. Dis nie al wat daar is nie. En daarom lees ons dan ook in Korintiërs, waar Paulus aan die woord is, en daardie gemeente wat so vasgeleef is aan hierdie wêreld, hoe hy hulle herinner en sê, maar daar's meer. Moenie net teen die sigbare dinge vaskyk nie. Hou die onsigbare, dit wat ewig is in gedagte. En om hierdie hele waarheid tuis te bring, dan sê hy, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ook ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Ons moet ons lewe leef hier en nou, tussen geboorte en sterwe en volheid. En wil by sê, volheid soos oom Wimpie sy lewe geleef het. Elke dag met 'n stuk positiwiteit benader het, met 'n glimlag en 'n grappie, met waardering vir God se skepping, met 'n hardwerkende gees en 'n stuk ywer en 'n warm hart. Selfs toe die lewe vir hom swaar geword het, selfs toe hy sy vrou moes groet, selfs toe die siekte sy tol geëis het. In midde van dit alles moes hy met moed en vastberadenheid vasgehou het. En hy tot op die einde. En ek glo hy het dit alles gedoen met 'n stuk ewigheidsperspektief in gedagte. Met die stuk perspektief ook oor wat vir ons wag na die dood. As ek en jy, ons lewe hier op aarde leef, as ons so oor ons lewe dink, asof dit al is wat bestaan, dan is die dood hierdie einde
En dan is dit die hartseerste, tragiesste ding wat met ons in ons lewe kan gebeur. Maar as jy Jesus se woorde en die boodskap wat Jesus uiteindelik verkondig ernstig opneem, dan is die dood nie die finale einde nie. Die dood is nie die einde van die lewe nie. Maar dit is bloot 'n deurgang na 'n voortsetting van die lewe in sy volheid, in God se teenwoordigheid, soos God dit bedoel het. En daarom is die hoop nie 'n hopelose saak nie. Dit is juist die dood wat met ongelooflike hoop gevul is. Juist omdat dit vir 'n gelowige nie die einde is nie, maar 'n nuwe begin. Jy weet, familie en vriende, die dood in die lewe van 'n gelowige is die enkel belangrikste ding wat met jou in jou lewe kan gebeur. Want dit is daardie oomblik waar alles wat jy glo, alles waarop jy jou lewe gebou het, vir jou 'n realiteit word. Dis daardie oomblik wanneer geloof oorgaan in aanskoue. 'n Spreekwoord hier op aarde is dikwels solank daar lewe is daar hoop. Maar iemand het eendag gesê dat as jy met 'n Christelike bril daarna kyk, dan sien jy dat die dood uiteindelik hierdie belangrike gebeurtenis is. En juist daarom is daar meer hoop gesetel in die dood as in hierdie lewe. Dink mooi oor dit. Daar is vir die gelowige meer hoop in die dood gesetel as in die lewe. So hoor jy wat gebeur as 'n mens kan glo dat ook hierdie lewe net tydelik is. Die Bybel herskryf as te ware ons definisie van die dood. Dis nie meer die einde van die pad en daai doodloopstraat of die finale stopteken wat vir jou wag nie. Dis nie 'n harde muur waarteen jy jou vasloop nie. Die dood is veel eerder daardie fyn gordyn waar agter God staan met uitgestrekte arms en ook vir ons wag. En dit wat ons nou nog skei van die heerlikheid van die ewigheid is 'n paar dun garingdraadjies. En op Sondag aand, 12 Oktober, het God so agter daai gordyn gestaan. En het vir hom Wimpie geroep. Die dood is nie die laaste punt van die laaste paragraaf van die laaste bladsy van sy lewensboek nie. Dit is veel eerder die eerste sin van 'n nuwe lewensboek wat God oopmaak en dan begin dit met die woorde vlei my storie begin nou eers. Jesus se woorde vir Maria en sy poging om haar te laat raak sien dat sy nie moet vasklou aan hierdie wêreld nie, wys vir ons dat die dood nie eintlik 'n skeiding is nie. Dit is veel eerder 'n verskuiwing. Terwyl ek hierdie diens voorberei het, toe dink ek weer aan die woorde van 'n gelowige man wat terminaal siek was en hoe hy uiteindelik vir sy familie geskryf het oor hoe hy oor sy eie dood dink. En luister bietjie of julle in hierdie woorde het dalk iets van oom Wimpie se eie stem hoor ego. Hy skryf: die dood is niks. Dit beteken eintlik nie veel nie. Ek het net weggeglip na 'n kamer langsaan. Niks het regtig gebeur nie. Ek is nog steeds ek en jy is nog steeds jy. En die lewe wat ons so vol liefde saam geleef het, is eintlik onveranderd. Wat ons ook al vir mekaar was, dit is ons nog steeds. Roep my op die ou bekende naam wat jy altyd gedoen het. Praat met my op gemaklike maniere waarop jy altyd gepraat het. Al moenie 'n verskil in jou stemtoon wees nie.
Moenie op 'n geforseerde manier somber of hartseer wees nie. Lag soos ons altyd gelag het, vir die klein grappies wat ons saam geniet het. Speel, glimlag, dink aan my, en laat my naam nog altyd die huishoudelike naam wees wat dit altyd was. Die lewe beteken nog alles wat dit altyd beteken het. Waarom moet dit alles verander? Omdat jy my net nie meer kan sien nie. Ek wag maar net vir jou, vir 'n tussenpose, ergens baie naby, net om die hoek. Alles is wel. Alles is wel. En wat hierdie man dan in hierdie skrywe vir sy kinders sê, is eintlik maar dieselfde as wat Jesus sê. Hierdie lewe is nog nie alwaaroor dit gaan nie. Dit is belangrik, maar daar is nog 'n groter realiteit wat deurslaggewend belangriker is. En dit is die feit dat die lewe vir alle ewigheid ook aanhou. En natuurlik beteken dit nie dat ons nie hartseer is nie. Natuurlik beteken dit nie dat ons oom Wimpie nie gaan mis nie. Ons is hartseer en ons mag hartseer wees, maar ons mag nie tree soos mense wat nie hoop het nie. Ons weet mos dat Jesus deur sy dood die dood en die graf oorwin het. Ons weet mos dat Jesus opgestaan het in lewe. En ons weet mos dat oom Wimpie ook deur sy hele lewe lank aan hierdie Jesus vasgehou het. Totdat hy sy laaste asem nie uitgeblaas het. 'n Verhaal wat ek baie graag met roudienste vertel is die van 'n man wat baie siek was en wat bedleend was, en omdat hy bedleend was, het hy in sy gedagtes lang ente saam met God gaan loop. En daar het hulle met mekaar gepraat en eerlik gesels oor alles wat in sy lewe gebeur het. Dag vir dag het hulle so saam mekaar geloop en gepraat. En op 'n dag, een dag het hulle in besonder lank saam met mekaar geloop en gesels. Toe sê God vir die man, jy weet, ons het nou so ver geloop, ons is nou nader aan my huis as aan jou huis. Hoekom kom jy nie maar saam met my huis toe nie? En dis presies wat die man gedoen het, en hy het sy laaste asem uitgeblaas, en hy het gesterf. Ek dink dis nogal 'n mooi beeld, iets van julle pa ook gesê. Ek sou tuig dat oom Wimpie in hierdie laaste paar maande van sy lewe op aarde gereeld so saam met God gaan stap het. Deur die veld, in die natuur wat hy so lief gehad het, waar hy God se skepping met respek en nederigheid bewonder het. En op daardie Sondag aand het oom Wimpie saam met God huis toe gestap. En in ons harte kan ons hom sien, nie alleen nie, maar saam met julle ma. Saam stap hulle nou op 'n veldpaadjie waar hulle loop en lag en gesels, waar hulle proteas pluk in die veld en die teenwoordigheid van God. En die volheid van God. En dan al loop ons trane oor ons wange, is ons harte vol dankbaarheid en lof vir die genade van God. Vir dit wat hy in elkeen van ons lewe gedoen het, deur die mens van oom Wimpie, maar ons loof ook God vir sy genade, dat hy oom Wimpie ook kom verlos het. Sê vir die Here dankie vir sy liefde, sy sorg, ook vir oom Wimpie. So hoe moet ek en jy as gelowiges die dood beskryf? Dalk is die heel beste definisie die lewe van die gelowige is ewig en die liefde is onsterflik. Die
woorde Bosveld groete was nog nooit so finaal nie. Maar, net soos die veld verdor en droog raak en soos dit vir ons finaal voel, hou dit ook altyd die belofte van nuwe lewe wat saam met 'n vroeë reën kom. 'n Nuwe hoofstuk van lewe, die ewige lewe. U stel, die lyn, die wet, liewe familie en vriende, moet hom nie vashou nie. Hy is by sy Here. Hy is saam met sy geliefde vrou. Hy het vrede. Amen. Familie en vriende, kom ons sit net so om dit ons saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met harte wat tergelykertyd swaar, maar so dankbaar is. Swaar omdat ons die aardse teenwoordigheid van Oom Wimpie, 'n man wat so onuitwisbare impak op ons lewens gehad het, moet ontbeer. Maar dankbaar vir sy liefde en sy humor, sy hardwerkende gees, sy geloof. Dit alles het ons lewens oneindig verryk. En sy afwesigheid laat 'n groot leemte. Maar ons is dankbaar omdat ons weet dat hy nou veilig en volkome gelukkig by U is. Ook saam met sy geliefde vrou. Ons liefdevolle Vader, ons wil U van harte bedank vir die kosbare geskenk wat Wimpie ook vir ons was. Dankie vir elke herinnering, elke glimlag, elke grappie en elke gebaar van liefde en gasvryheid. Dankie vir die 60 jaar wat hy met soveel positiwiteit en ywer en toewyding geleef het. 'n Lewende getuienis van U goedheid. Veral in die moeilike maande wat agter die rug is. Here, ons dankie dat U hom in sy lyding nie vergeet het nie. U het hom gedra en nou het U hom volkome verlos van alle aardse pyn. Ons prys U vir hierdie wonderlike uitkoms en U genesende liefde. Ons erken dat ons hartseer is. Ons sal sy positiwiteit en sy lewensuitkyk mis. Sal die vuur wat brand mis en ons sal sy waardering vir die skepping en dit wat hy in sy gesprekke gesê het en gedoen het. Dit sal ons harte bly voortleef, maar Here, ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. Want ons weet, Wimpie is nou by U vry van alle aardse pyn. En ook hy het 'n nuwe verheerlikte liggaam. En hy het vrede. Ons bid vir troos en vir krag vir sy 3 dogters. Hulle wat albei ouers binne 'n jaar verloor het. Wees U vir hulle 'n Vader, 'n toevlug, 'n krag. Ons bid ook vir sy susters, sy swaar, sy skoonsissies, hulle man, sy kleinkinders, al sy familie en al sy vriende. Omvou hulle met U troostryke teenwoordigheid in elke dag wat voorlê. Vader, bo alles dank ons U dat, omdat Christus leef, ook elke gelowige die vaste belofte van die ewige lewe het. Dankie dat U wat ons lief het, ook die een is wat ons troos. Hou ons vas in die dae wat kom en omvou ons met U liefde en U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid dit alles in die mooi en kosbare naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Familie en vriende, ek wil vra dat ons almal sal staan vir 'n slotseën en dan as antwoord op die slotseën, dan sing ons dan ook ons wegsendingslied, die Onse Vader, soos dit op die papiertjie aangetoon is. Kom ons staan almal. As
as ons hier uit mekaar uitgaan, dan gaan ons met die sekere wete dat die Here ook sy seënende hand oor ons elkeen hou. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader sal met en by elkeen van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewens, elke oomblik van elke dag. Amen. Familie en vriende, ons begin asseblief 'n geleentheid om net namens die familie die volgende bedankings te doen. Ek hou dit graag van julle voor soos ek dit ontvang het. Ons wil begin deur ons Hemelse Vader te dank vir die lewe van Wimpie van der Walt, vir die 60 jaar wat hy hom aan ons geleen het, vir die liefde en geloof waarmee hy geleef het, en vir die troos en hoop wat ons vandag in Christus het. Dan wil ons ook graag aan 'n paar mense spesiaal dankie sê. Eerstens aan Davs Lepalale en in die besonder aan Jacomien Smit. Baie dankie vir julle ongelooflike diens. Julle het nie geskroom om die nag van ons pa se dood saam met ons uitry plaas toe nie. Dit het ons werklik diep geraak. Aan Sonja en Johan Kritsener, dankie dat julle dadelik daar was toe die lyn in nood was met ons pa. Julle bystand en liefde in daardie moeilike aand is van onskatbare waarde. Aan hom Karel, baie dankie dat jy ons bygestaan het daardie aand. Jou leiding, jou rustigheid en jou omgee het vir ons so baie beteken. Aan pa se vangspan en die hele plaasspan, ons waardeer julle opreg vir al julle hulp en bystand in hierdie moeilike tyd. Dankie dat julle gehelp het om pa se graf voor te berei en dat julle alles so mooi en netjies gemaak het vir vandag. Aan hom Quentin Ensling, jy was deur die jare altyd daar vir pa, 'n groot steunpilaar deur dik en dun.
Baie dankie daarvoor. Aan Elfies, Sam en Joseph, reeds 6:00 die oggend na Pa se dood, het julle vir ons by die deur gestaan en wag. Dankie vir julle troos, julle omgee en julle liefde. Aan Dr. Chris van Wyk, baie dankie vir al die mediese bystand en sorg tydens Pa se kankerstryd. Aan Hanno en Amanda van Dijk, baie dankie vir julle ongelooflike bydrae met Pa se medikasie en al die ondersteuning wat julle deurlopend gegee het. Dankie uit die diepte van ons harte. Aan Dr. Willie Barnard, dankie dat daar altyd tyd gemaak is in Dr. se spreekkamer om vir Pa te sien. Maak nie saak hoe besig Dr. was nie. Ons waardeer dit opreg. Aan die gereformeerde kerk Matlabas, dankie dat julle deure altyd oop staan vir ons en vir die liefde en omgee waarmee julle ons bystand gebied het. Aan Martaba en in die besonder aan Odee, baie dankie vir die gebruik van die TLB en die hulp met die voorbereiding van die graf. Aan al Pa se vriende en familie, dankie dat julle hom bly bemoedig het na die verlies van ons ma en ook deur sy kankerstryd. Julle ondersteuning het hom en ons gedra. En dan ook aan al die vriende en familie wat gehelp het met vandag se reëlings, wat gesorg het dat alles mooi lyk en dat alles betyds hier is. Dankie dat ons altyd op julle kan staat maak. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën vir julle liefde, julle omgee en ondersteuning. Baie dankie. Ek wil ook graag nou 'n geleentheid gee aan Andrew Rood, wat graag 'n paar woorde ook net wil sê. Ja, ontmoet 'n jong man, 1987, 22 jaar oud. Hy sê kom ons gaan werk. Dink lief man. Wim van der Walt, ek is 19 jaar oud. Wim was van toe af tot nou vir ons 'n vriend gewees namens die ou SA polisielede wat saam met Wim gewerk het jare. Eenheid 4 en die hondeeenheid van Rustenburg. Ons net vir die familie en almal sê, ons is baie jammer. Hy was vir ons 'n vriend, 'n broer, 'n kollega. Ons was familie. Ons het baie dinge saam gedoen in die jare. Ek kan hom altyd onthou saam met Spike. Partykeer die kop seer gewees vir die hondeeenheid, want Spike kon vinnig hardloop. Ons byt tyd met die honde, man is 'n honde. Maar dit is ons gelewe daai tyd. Ons het gelewe vir die Here, ons het gelewe vir veiligheid van hierdie land. Ons was nie bang nie. Ons het geweet die Here is met ons. En Wim het altyd iets gesegde gehad, dat die Here gaan ons deur die Jordaan vat. Julle sal dit ken as julle naby hom geleef het. Ons gaan almal deur die Jordaan. Ek dink ons vir Wim vandag moet ken. Dus kom ons leef uit sy voorbeeld. En ons gaan deur daai deur ook na God toe saam met hom. Ek vra julle dat julle lewe tot die Here se eer. Dankie. Familie en vriende, ons het nou aan die einde van ons verrigtinge hier in die kerkgebou gekom. Wat nou gaan gebeur is, ek gaan vra dat die draad